So aan die einde van 'n week het jy dalk baie gedoen gekry en voel jy dalk trots op die week wat verby is. Of jy voel oorweldig en moeg. 'n Behoefte om net af te skakel en te wees. En dalk sit jy nog met werk wat nie klaar gekom het nie. Maar in hierdie oomblik wil ek jou uitnooi tot rus. Jy hoef in hierdie oomblik nie verder iets reg te kry nie. Jy hoef nie eers mooi te bid nie. Jy mag net kom wees, kom asemhaal in en uit, hier in God se teenwoordigheid. Voel hoe jou lyf terugsak in jou stoel. Jou denke kalmeer en ook stil afsak. En jy eenvoudig net kan wees. 'n Geliefde van God. Deel van God se liggaam. Ons weet hoe kan pyn voel. Daardie een sin wat jou hart gekraak het. Daardie stilte wat jy ervaar het meer gepyn het as enige woord wat vir jou gesê word. Of dalk woorde wat jy self gesê het, te vinnig, te hard en dan te laat spyt gevoel het. Woorde dra krag. En ons mag nou gemeenskap van genesing. 'n Ruimte waar woorde bou en nie breek nie. Waar ons mense met sagtheid kan hanteer. En waar vergifnis sterker is as wrevel. Dalk is jy op die oomblik moeg vir mense. Dalk voel jy stikkend tussen ander. En selfs in ons gebrokenheid is God se gees aan die werk. Kom ons luister nou na Efesiërs 4 vers 25 tot 32. Daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste. Want dit is lede van een liggaam. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duiwel plek gee nie. Die een wat nog steel, moenie meer steel nie. Hy moet eerder werk, deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om vir die behoeftige te gee. Nie 'n enkele afbrekende woord wat uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede en graamskap, en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe, soos God in Christus julle ook vergewe het. Wat as ons verhouding met God nie afhang van presies om reg te glo nie, maar eerder hoe ons met mekaar leef. Paulus sê, julle is lede van een liggaam,
My dade raak jou. My woorde bou of breek jou. In die liggaam van Christus is daar nie isolasie nie. Ons woede, ons stilte, ons wrokke, dit het impak. Maar daar is 'n ander pad. 'n Pad van waarheid, sonder vermyding of verwyd. 'n Pad van vergifnis, nie omdat dit maklik is nie, maar omdat Christus dit eerste gedoen het. 'n Pad van woorde wat opbou, wat genesing bring, waar ander gewoonlik net oordeel vind. Hoe sou dit om ons lyk as ons so kan leef? Nie perfek nie, maar met sagtheid, met meelewing wat ruimte skep vir herstel. Kom ons reflekteer vir 'n oomblik in stilte op hierdie volgende vraag. Hoe gebruik jy jou woorde? By die huis, by die werk, met jouself? Dra jy iewers nog bitterheid of onverwerkte woede? En waar raak dit veral sigbaar? Wie roep God jou vandag om sagter te hanteer? Ek gaan vir ons voor in gebed. Here, U weet hoe maklik ek kan sny met my woorde, hoe vinnig ek kan praat en hoe stadig ek is om te vergewe. U weet van die dinge wat ek wil vasvat, die woede, die teleurstelling, my trots. Here, ek wil dit nie dra nie. Leer my om stil te wees, om opbouend te wees. Ek wil nie U gees bedroef nie. Gee my 'n hart wat meelewing kies bo beskuldiging. Hande wat gee, eerder as vat. Woorde wat genees, eerder as verwyd. Help my om te onthou. Ek is deel van U liggaam. U is die hoof. Lydende, liefhebbende Christus. Wees by my in U gedagtes. Amen. Ek nooi jou vandag om Christus se nuwe lewe konkreet uit te leef. Stuur 'n bemoedigende boodskap. Verklaar vrede waar jy dalk in jou stilte kwaad is vir iemand. Of kies om vir iemand te bid, eerder as om hulle te beoordeel. Begin klein. Kies 'n daad van goedgesindheid wat opbou eerder as afbreek. Dis nie 'n teken van swakheid nie, dis 'n teken dat Christus nuut leef in jou. Mag jy in hierdie komende ure bewus wees van God se Gees, wat jou leer om sag te leef in 'n wêreld wat rof en hard kan wees.